ons 2026 beplanningswerksessies en dan net enkele diep lukrake waarnemings. Onlangs het Dwayne Harris en ek 2 Principal Academy 2026 beplanningswerksessies aangebied. Die een op 'n Saterdag en die volgende die daarop volgende week. 22 skole het hul skoolbestuurspanne gebring om saam te werk en insigte te verkry oor hoe ander skole soortgelyke uitdagings benader. Om hierdie senior onderwysers in aksie te sien, het 'n waarnemingsmoment gebied van elke instelling se leierskap, voorbereiding, organisatoriese raamwerk, samewerkingskwaliteit, beheer van die hooftake en aandag aan detail. Ek het die 22 skole dopgehou, omdat elke skool se handelsmerk, werkswyse, inklusiwiteit en energie duidelik sigbaar was. Die indrukwekkendste strategie vir almal sigbaar was hoe die meeste skoolhoofde hul spanne uitgenooi het om die gesprek te voer, te bespreek wat het gewerk en wat het nie, en om die groot kwessies soos onderrigtyd, personeelonsekerhede, eksamen-effektiwiteit en fondsinsameling te ontleed. 'n Goeie strategie wat by verskeie tafels waargeneem is, was die doel om die 3 uur te gebruik om die eerste kwartaal van 2026 so goed as moontlik vooruit te beplan en sodoende die standaard te stel vir verdere sessies oor kwartale 2, 3 en 4 2026. Net so indrukwekkend was die gesamentlike fokus om die laaste kwartaal van hierdie jaar sterk te voltooi, wat in die komende weke verbeter kan word en om die eerste kwartaal van 2026 goed te begin. Daar was ook opvallende probleme, soos afwesige of wegloophoofde, skoolhoofde wat te veel self wou doen met voedselreëlings, en 1 of 2 verwarde individue wat nog nie besef het dat bevordering, deelname, standaardstelling, gemeenskaplike en gesamentlike verantwoordelikheid en onvermydelike samewerking weer eens vereis nie. Die positiewe houding van die posvlak 1 opvoeders wat as waarnemende departementshoofde of vakleiers ingesluit was 'n verrassing. In plaas daarvan om te dink hulle hoort nie daar nie, het hulle dit geniet om ingesluit te word, blootgestel te word aan die groter prentjie en om stimulerende interaksie met ander skole te beleef. As die skool evalueringsgesag môre by jou skool opdaag, is die eerste ding wat hulle jou sal vra, die skoolverbeteringsplan. Hierdie lewende dokument moet sentraal staan in jou beplanning vir areas wat vir verbetering geteken word. Wys iemand aan as die skoolverbeteringsplan woordvoerder om voortdurend alle voorstelle terug te koppel aan die plan. Enige hoërskoolhoof of adjunkhoof wat dien as hooftoesighouer in die nasionale senior eksamen kan getuig van die totale professionaliteit in terme van beplanning, leerder nakoming, sekuriteitsprosedures, implementeringsprosesse wat vir elke moontlike scenario vereis word. Hierdie hoë vlak beplanning het 'n groot rol gespeel in die verbetering van interne assessering en ander aspekte van skoolbestuur. Selfs die eenvoudige idee van 'n diensdoende adjunk
op die perseel tot die laaste oomblik van die middageksamen is 'n aanduiding van wat standaard skoolpraktyk behoort te wees. Ek het 2 skyfies uit die sportwêreld gewys om die beplanningsproses te verdiep. Die eerste was 'n nabyskoot van Rassie se agter die skerm Springbok span bestuur met 'n aanvallende afrigter, 'n verdedigingsafrigter, 'n scrum-afrigter, fiksheid afrigter, regskenner en tegniese ontleder. My punt is dat hulle individuele spesialisasies meebring en gesamentlike instruksies uitvoer. Hoe voeg jou senior bestuurspan waarde toe tot jou span as beide bydraers en loyale ondersteuners, tot die onderwysers wat hulle dien, tot die 1-tot-1 verhouding wat verbetering dryf, en tot jou skool as 'n hoogs funksionerende eenheid? Die volgende skyfie het die 73-jarige Belg Hugo Broos gewys. Die befaamde afrigter wat 'n merkwaardige herlewing bewerk het deur die span van onderpresteerders in 'n mededingende krag in die Afrika sokker te omskep. Sy bydrae was sy vermoë om die land se natuurlike jong talent te ontsluit, deur vroeë ervaring te bou en 'n nuwe kritiese ingesteldheid in te bring. Ons kan net hoop dat daardie nuwe professionele kultuur bestendig sal word wanneer Broos volgende jaar na die Wêreldbeker aftree. Ja, ons gaan na die skouspel in die VSA, Mexico en Canada. My mede-aanbieder, Dwayne, het wys voorgestel dat ek ook 'n vroulike kaptein en afrigter insluit. Ek het een verder gegaan. Ek het die afgevaardigdes gevra om oor hulle 2025 te reflekteer en 2 of 3 beelde in gedagte te bring. Toe tref ek hulle met foto's van my 2 kleinkinders wat vanjaar gebore is. Watter foto's gaan jy hierdie tyd volgende jaar gebruik? Visualiseer die beelde wat jy wil hê 2026 moet voortbring. Dit is goeie idees vir 'n motiverende 2026 spanpraatjie in jou personeelkamer voordat die vliegtjie op 12 Januarie 2026 'n opwindende nuwe skoolseisoen inlei. Wanneer jy werksessies by groot korporasies of universiteite bywoon, kom jy huis toe met 'n leer, 'n skryfblok, 'n pen, soms selfs 'n beker of waterbottel. By Pat se beplanningswerksessies loop jy weg met 'n skatkis van skoolbeplanningsdokumentasie, insluitend voorbeplanningsprosedures, sjablone vir 'n gedetailleerde organogram, kontroollyste, 'n geïntegreerde en omvattende WKOD kalender en 'n baie nuttige verduideliking van wat dit beteken om 'n nuwe SBS skoolbeheerraadspan lid te wees. Vak of graadhoof, tutor, klasonderwyser, adjunkhoof. Meneer Clark, jou lewenswerk leef voort in die akademie en in die gange van dankbare beplanningswerksessie skole. Wat my beïndruk het, is dat Pat 14 van hierdie werksessies aangebied het, insluitend buite die metro. Baie is deur meer as een afrigter gefasiliteer. Die werksessies was heeltemal gratis en die baie ervare aanbieders het almal hulle tyd vrywillig aangebied. Dit is baie waardevolle inisiatief en word uitstekend deur ons skole ontvang. Geen wonder die Principals Academy is nou huidiglik 'n internasionale bekroonde organisasie
Julle ken almal die nommer 1 geloofspunt van Pat. Die skoolhoof is die hefboom vir verandering. En implisiet, die SMT beheerliggaam senior bestuurspan. Is jy bereid om 2026 te lei en te verander?